Gautengse LER vir Finansies, Lebogang Mahile, het onlangs die provinsiale begroting vir 2025 voorgelê met groot beloftes oor ekonomiese groei en werkskepping. Maar is hierdie begroting werklik uitvoerbaar, gegee die huidige ekonomiese uitdagings, begrotingstekorte en Gautengse voortdurende diensleweringskrisis? Vir kommentaar oor die begroting praat ek met advokaat Anton Alberts, Vryheidsfront Plus lid van die Gautengse provinsiale wetgewer. Goeiemôre Anton. Goeiemôre Estie. Die begroting van Gauteng fokus op ekonomiese groei, maar hoe realisties is dit sonder beleidshervormings op nasionale vlak? Ja, dis bykans onmoontlik, die probleme wat ons in die ekonomie in Gauteng ervaar is natuurlik 'n landwyse probleem en die bron is die nasionale parlement se wetgewing wat uit die ANC se pen kom en dit is in die vorm van swart ekonomiese bemagtiging en natuurlik die arbeidswette wat regstellende aksie promoveer wat 'n geweldige las plaas op ons ekonomie en wat baie maatskappye eenvoudig uit die ekonomie uithou. Ons het gesien dat Elon Musk self gesê het hy kan nie kom belê in Starlink na Suid-Afrika toe bring nie want die 30% swart ekonomiese bemagtiging wat hy moet doen, maar dan word die aandele wat hy moet verkoop teen 'n laer premie of iets van die aard of dalk selfs weggee, is nie vir hom aanvaarbaar nie. En dis 'n enkele voorbeeld wat wys hoe ons benadeel word, want as Starlink Suid-Afrika toe sou kom, dan sou die hele land baie goedkoop internetkonneksie hê. En daar sal nie 'n probleem wees in verafgeleë gebiede met internetkonneksie nie. En dit sal natuurlik ook die ekonomie help as almal wel op die internet kan wees, maar dit gaan nie gebeur nie terwyl hierdie beleid daar is nie. Die VF+ stel 'n spesiale ekonomiese sone sonder swart ekonomiese bemagtiging voor NRA. Hoe haalbaar is so beleid binne die huidige wetlike raamwerk wat ons het? Dit is moontlik om dit te doen. Daar is nie 'n beletsel daarop in terme van die SEZ wetgewing nie. En ons wil graag hê die ANC moet 'n toetsloopie doen en hulle moet so SEZ, ons kan praat oor watter een dit moet wees in Gauteng as 'n hele paar oopmaak en dereguleer, maar in 'n woorde daar moet nie eintlik enige regstellende aksie geld daar nie, daar moet ook nie enige SEB swart ekonomiese bemagtiging geld daar nie en daar moet ook belastingvoordele wees vir maatskappye wat hulle self vestig. Ek dink ons sal dan wel redelike groot oorseese maatskappye soontoe kan trek en dan kan ons kyk, groei daardie SEB gebied baie beter as die res van die provinsie. Ek dink hy sal baie beter groei. En dan is dit 'n bewys dat die vrye markstelsel baie beter funksioneer as die gereguleerde stelsel wat tans in Gauteng en in die land het. En daardeur kan 'n mens dan ooplik dan ook die ANC oral terwyl hulle nog die regering is. Ons weet nie hoe lank hulle regering sal bly nie, maar terwyl hulle daar is, dan oral dat die vrye markstelsel nie so 'n stelsel is wat die mense net uitbuit nie, maar eintlik 'n stelsel is wat welvaart en groei toelaat in so 'n omgewing. Verstaan ek reg, Anton, julle wil Gauteng neem as half so 'n proefloopie hiervoor vir so 'n sone, om dit so te stel, en dan later kyk of die model verder toegepas kan word in Suid-Afrika? Dis korrek, ja, dit sou 'n tipe toetsloopie wees waar ons kan bewys op die grond in die realiteit waarin ons werk. Watter stelsel werk die beste? Die ANC se stelsel wat ons tans het, wat ons almal weet die groei belemmer, of die stelsel van 'n vrye mark waar daar net ligte regulasies is wat sorg dat mense nie misbruik word nie, dat daar nie slawehandel is nie, en dat kinders nie in diens gestel word nie. Daai tipe regulasies daar is, maar al die ander regulasies word weggelaat en dan te kyk hoe groei. En ons het bewyse reg oor die geskiedenis van sulke suksesverhale. Ons het gesien hoe Suid-Korea gegroei het na die Tweede Wêreldoorlog. Ons sien hoe het Taiwan gegroei van 'n eiland waar daar niks was nie. Israel is 'n baie goeie voorbeeld en daar's talle sulke klein lande wat vir ons voorbeelde gegee het van wat kan werk en natuurlik die groter gebiede soos die Europese Unie, maar meer nog die Amerikaanse ekonomie. Dis 'n baie goeie voorbeeld van wat die vrye mark kan doen om mense uit armoede uit op te lig en welvaart te skep, sonder dat die staat heeltyd daarbey betrokke is. Dink julle sal so ruimte gegee word, Anton? Ons gaan 'n gesprek kry met die premier daar. Ons het tentatiewe gesprekke gehad daaroor en dit lyk op 'n manier belovend gegee die situasie waar die ANC tans verkeer. Die ANC is onder geweldige druk
vanaf die Amerikaanse regering en die Withuis natuurlik op verskeie redes. En dit lyk of die skroewe aangedraai gaan word van daai kant af op die ANC en dat die ANC eintlik nie meer vriende in die wêreld het waar hulle kan hardloop nie. Hulle gaan nie kan Rusland toe hardloop nie, want Rusland en Amerika probeer na die Oekraïense oorlog uitsorteer. China wil nie te veel vyande maak nie en hulle gaan nie oor Suid-Afrika werklik ware geraas maak nie. So die ANC word eintlik as ware al hoe meer geïsoleer. En hulle besef dit, as mens van hulle praat, besef hulle dit, hulle aanvaar die realiteit wat kom. En in daardie nuwe realiteit moet hulle pragmaties raak. En ons maak staat dat dit wel moontlik kan gebeur in die tyd wat voorlê. Andersins moet ons 2029 toe gaan en die ANC uitstem finaal en die land omdraai van hart af. Baie dankie advokaat Anton Alberts, Vryheidsfront Plus lid van die Gautengse provinsiale wetgewer wat met ons gepraat het.